As jy vir 'n oomblik dwaal in die diens vandag, dan bid jy vir my stem. Is dit 'n deal? Ons het die voorreg om ook nagmaal te gebruik, so ek vinnig deurbeweeg en ek wil jou uitnooi om jou hart oop te maak om te ontvang wat die Here wil doen. Ons was besig met 'n liefdesreeks en ek wil net 2 punte vinnig vasmaak voor ons na vanoggend se tema kyk. Hulle kerk ons het gesê, hierdie jaar gaan ons spanne bou, nie platforms nie. Ons gaan weer hout op die altaar sit. Ons gaan grense trek waar dit nodig is en ons gaan ons hande vuil maak omdat ons kies om renmeesters te wees, om die grond te bewerk en te bewaar, sodat die kerk 'n verskil kan maak in 'n gemeenskap en 'n land wat dit nodig het. Ons het gesê, oorwinning lê nie in getalle nie, dit lê in belyning, want vaardigheid sonder verbond bring trots, en wanneer die Here ons kies om ons harte stil te maak, dan kies ons intimiteit bo aktiwiteit. Aktiwiteit kan nie intimiteit in die kerk vervang nie, aktiwiteit kan nie intimiteit in ons lewens vervang nie. God is 'n God van intimiteit, en voor God 'n altaar skep, voor God 'n kerk skep, skep hy eers 'n familie, en sy hart was om verhouding te hê, want God is 'n God van intimiteit, en alles wat ons doen, alles wat lewe gee, gee geboorte uit 'n plek van intimiteit. Het ons in 'n liefdesreeks vasgemaak, dat wie God nie ken nie, sal liefde nie ken nie, want God is liefde, dis deur God ingestel, dis uit God gebore. Ons het gesê dat die liefde het eerste gepraat, liefde het eerste stem gehad, die eerste woorde in die Bybel is nie deur mense nie, is deur God gesê. Liefde het 'n stem gehad, lank voordat daar sonde was, lank voordat daar gebrokenheid was, het liefde 'n stem gehad, lank voordat daar afstand was, het liefde 'n stem gehad. God praat, en wanneer liefde praat, en wanneer liefde vrygestel word, dan word donker omgesit in lig. Chaos word omgesit in orde, en hierdie liefde wat 'n stem het oor my en jou lewe identiteit kom vasmaak, oor ons se woord gespreek en gesê, ek het jou gekies vir 'n seisoen, vir 'n tyd, as 'n instrument in die liggaam van Jesus Christus, om 'n verskil te maak in die wêreld daar buite, want die wêreld wag vir openbaring van die seuns en dogters van God, vir die heerlikheid van God, en ek en jy het 'n verantwoordelikheid om daai heerlikheid vry te stel op hierdie aarde, die koninkryk van God, liefde, vreugde in en deur die Heilige Gees. Liefde roep voor dit oordeel, liefde vra voor dit veroordeel, en liefde soek voordat dit straf. Maar God se liefde vloei uit 'n plek van orde. Want God is 'n God van orde en God is 'n God van verbond. Vanoggend wil ek kyk na tema wanneer die kolom beweeg. Wanneer die kolom beweeg. Wie weet is nie goed wanneer kolomme in jou huis beweeg nie. Wie weet is nie goed wanneer strukture in groot gebou beweeg nie, maar in die woord van God sien ons 'n kolom wat beweeg, en iets raak in my hart. Ons is in 'n tyd van Pasga, en Israel word beskerm deur die bloed aan die deurposte. Die oordeel kom en gaan deur die hele Egipte, maar Israel is vrygeskel van hierdie oordeel, want God is 'n God van verbond. In Eksodus 13 vers 17 lees ons die volgende: toe die Farao die volk laat trek het God hulle nie die pad na die land van die Filistyne toe laat vat nie, hoewel dit die kortste was. Want hy het gesê, as die volk in 'n geveg betrokke raak, kan hulle dalk spyt kry en na Egipte toe teruggaan. So dan oor God kom, en hy maak vir hulle pad, maar hy laat hulle nie die pad vat wat by die Filistyne gaan nie, al was dit die kortste pad. Hulle kerk, wie van ons hou van die kortste pad? Jy mag nie jok in die kerk nie, weet jy dit? Ons lewe in 'n wêreld waar alles so vinnig moet gebeur. Ons raak frustreerd wanneer ons in die verkeer is. Ons raak frustreerd wanneer ons ergens heen moet gaan, maar dit vat ons tyd. Alles moet so vinnig as moontlik gebeur. Ons lewe in 'n wêreld wat alles vinniger begin gebeur. En dit begin kondisioneer hoe ons dink, maar hier sien ons in die woord van God, dat God het 'n pad vir hulle uitgelê, 'n pad vir hulle gekies, na die bevryding gekom het, maar God kies nie die kortste pad nie, God kies die veiligste pad. Daar's 'n verskil tussen die kortste pad en die veiligste pad. En ek wonder partykeer of ek en jy ook dink, en of ons besig is, het jy al ooit gevoel dat jy nie op die regte pad is nie? Het jy al ooit 'n vraag gevra en gesê, ek is op die pad, maar ek is nie seker of ek die regte ding doen nie. Ek is nie seker of ek op die regte pad is nie. Ek is nie seker of dit wat die Here vir my gehad het, of dit is wat besig is om te manifesteer in my lewe nie. En ons het al hierdie vrae in ons kop, en dit is asof die tyd begin beweeg, en ons sê, Here, ek het nodig om op die regte pad te wees. En Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê, voltrou volkome op die Here, en moenie in jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen, en hy sal jy die regte pad laat loop. Met ander woorde, die skrywer Salomo sê eintlik hierso, al wat jy nodig het om te doen wanneer jy so voel, of jy nie seker is of jy op die regte pad is nie, hallo kerk, vertrou volkome op die Here. Sê ek weet ek kan nie, maar u kan.
Ek is nie seker of ek op die regte pad is nie, maar ek gaan bly beweeg in geloof van die woord sê, wandel met die lig wat jy het en daarom vertrou ek op U. Ek gaan nie kies om op my eie insigte staat te maak nie, ek gaan op U woord staat maak, U woord wat vooruit gaan, U woord wat ewig is, U woord wat lewe bring. God kies nie noodwendig die vinnigste pad in ons lewens nie, hy kies die pad wat geloof bou. Dit sê geloof kom deur die aanhoor en die aanhoor van die woord van God. En partykeer is ek en jy op 'n pad en ons wil graag hierdie pad moet vinniger gaan, ons wil graag hierdie seisoen in ons lewe moet nou verbygaan, maar dalk is God besig om geloof in jou hart te bou vir dit wat volgende kom. Sien, God is nie net 'n God wat ons deur die storm vat nie, God is ook 'n God wat ons in die storm bystaan. En partykeer voel ons in 'n storm, sê Here, ek kan nie meer nie, ek het nodig om aan te beweeg en God sê, hou net 'n bietjie vas, ek is besig om geloof in jou hart te bou, want jy gaan dit nodig kry in 'n volgende seisoen. Ek is God en ek is getrou en ek gaan nie verander nie. Dalk is die kortste pad nie die regte pad nie. Dalk is die pad wat geloof bou die regte pad, die veilige pad die regte pad. God beskerm hulle teen gevegte waarvoor hulle nog nie gereed was nie, hallo kerk. En miskien is jy op 'n plek waar die Here besig is om jou te beskerm teen 'n geveg wat jy nog nie reg is om te veg nie. Miskien is die Here besig om ons as 'n kerk vas te hou en te sê, nie die kortste pad nie, die veiligste pad, die pad wat geloof bou, want ek het nodig om karakter in julle vas te maak vir 'n volgende seisoen, vir dit wat ek in en deur julle wil doen in hierdie volgende generasie. Kan ek jou vra vanoggend, kan jy die Here toelaat om God te wees oor jou lewe, al is jy in 'n seisoen wat jy voel, Here, ek kan nie meer nie, ek soek die kortste pad uit. Kan jy dit toelaat om geloof in jou hart te kom bou? Kan jy vertrou, volkome in hom vertrou, om te weet dat die pad wat jy nou deurgaan, die veiliger pad is die pad wat bou in jou. Want God het ons gekies. Ons roep oor elkeen van ons se lewens. Want hier's wat God doen in hierdie tye. God gaan vooruit. Eksodus 13 vers 21 sê, die Here het bedags met 'n wolkkolom voor hulle uitgegaan om vir hulle die pad te wys en snags met 'n vuurkolom om vir hulle lig te verskaf. Sodat hulle dag en nag kon trek, die wolkkolom bedags en die vuurkolom snags het altyd voor die volk gebly. Met ander woorde sê God sê dag of nag, wolk of vuur, God se teenwoordigheid is hier en God is besig om saam met hulle te beweeg. Sy wolk was daar vir die hitte, sy vuur vir die donker. Maar hier's wat ons sien in die woord van God, die manifestasie verander, maar sy identiteit bly onveranderlik. Hallo kerk, in die dag 'n wolk, in die nag vuur, die manifestasie van die teenwoordigheid van die Here in daai oomblik verander, maar God se identiteit verander nie. God se identiteit, God se roep oor hulle bly vas in daai seisoen. Die manier waarop hy werk kan verander, maar wie vooruit gaan in ons lewens verander nie, hallo kerk. Die manier hoe ons goed sien, die manier hoe ons goed beleef in verskillende seisoene van ons lewe kan verander, maar die een wat vooruit gaan verander nie. Die een wat in beheer is, verander nie. Die een wat jou gekies het, verander nie. Die een wat lewe oor jou lewe gespreek het, verander nie. Die metodes kan verander, die seisoene in ons lewens kan verander, maar die Meester se woord oor ons lewens bly ewig staan. Wat ek en jy nodig het in hierdie volgende seisoen van ons lewens, sal God voorsien. Want God is getrou. Ek wil hê jy moet dit vanoggend hoor in jou hart. Wat jy nodig het vir die volgende seisoen van jou lewe, sal God voorsien, want God is getrou. As God voor jou is môre nie 'n bedreiging nie, dis 'n bestemming. Hallo kerk, as God voor jou uitgaan, ongeag die seisoen waarin jy is môre nie 'n bedreiging nie, môre is 'n bestemming. Kan ek en jy ons harte stil maak en sê, ek verstaan, maar ek weet dat jy vooruit gaan. En dis nie vir my 'n bedreiging nie, dis vir my 'n bestemming. En ek kies om vas te staan in hierdie seisoen in my lewe. Ek kies om spasie te maak en om volkome op U te vertrou. In Eksodus 14 gaan dit verder, vers 19, en dit sê die engel van die God wat altyd voor die Israeliete uitbeweeg het, terwyl hulle getrek het nou agter hulle 'n plek ingeneem. Ook die wolkkolom wat voor hulle was, het agter hulle ingeskuif, tussen die Egiptenaars en die Israeliete. Aan die Egiptiese kant was die wolk donker, aan die Israelitiese kant het dit nag verlig. Die hele nag deur het die twee groepe nie nader aan mekaar gekom nie. Die kolom beweeg wanneer die seisoen verander. Hulle kerk, die kolom sal beweeg wanneer die seisoen vir ons verander. In Eksodus 13 was God voor en hulle moes volg.
In Eksodus 14 was God agter en hulle moes vertrou. In Eksodus 13 was God voor en hulle moes volg. In Eksodus 14 was God agter en hulle moes vertrou op dit wat God reeds gesê het. Vir Egipte was dit donker, vir Israel was dit lig, dieselfde wolk, dieselfde God. Twee verskillende ervarings, twee verskillende manifestasies. Ek en jy, ons verhouding met God se teenwoordigheid sal bepaal hoe ons dit ervaar. Hallo kerk, jou verhouding met die Here, daai plek uit intieme geboorte, sal bepaal hoe jy ervaar. God se teenwoordigheid was daar. Dit het anders gelyk vir twee verskillende volke in dieselfde oomblik op dieselfde dag. My vraag is jou hart oop om te ontvang dit wat God vir jou het in hierdie seisoen? Is jy bereid om te volg wanneer hy vooruit gaan? En is jy bereid om te vertrou wanneer hy agter jou is? Of dit vuur is, of dit 'n wolk is, God bly God. En sy identiteit en sy woord in jou lewe sal vas staan. Kan jy spasie maak vir sy teenwoordigheid om jou hart te lei? Al voel dit nie, al lyk dit nie, soos wat jy dit verwag het nie. Wanneer die kolom beweeg, beteken dit nie God het jou verlaat nie. God het beskerm. Vir 'n oomblik het hulle gedink God het hulle verlaat, maar God het hulle beskerm. Die kolom het beweeg, die wolk het beweeg, maar God se beskerming was nog steeds daar. Die kolom beweeg nie om ons te verwar nie, hallo kerk, dit beweeg om 'n wonderwerk te posisioneer. Sien, die wolk moes skuif sodat 'n volgende wonderwerk in hulle lewens kon plaasvind, want God het reeds die woord gespreek. En wanneer die kolom skuif in ons lewens, wanneer die seisoen skuif in ons lewens, skuif dit nie om ons te verwar nie. Dit skuif sodat God ons kan herposisioneer vir 'n volgende wonderwerk. Vir dit wat God reeds vasgemaak het. Wat tussen jou en jou vyand staan is nie toevallig nie. Dis God se teenwoordigheid. God is 'n God van generasies. Ons sê 'n kerk sonder 'n volgende generasie is soos 'n huis sonder erfgename. En God het altyd die volgende generasie in gedagte gehad. En omdat God die volgende generasie in gedagte gehad het, hallo kerk, het hy my en jou ook in gedagte gehad. En omdat God ons in gedagte het, het hy ook ons kinders en hulle kinders se kinders in gedagte, want God is 'n God van generasies en hy kom maak dit vas hier in Eksodus 13:14. Het sê as julle kinders later sou vra wat beteken dit, moet julle vir hulle sê, met groot mag het die Here ons uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry. God sê, gaan sê vir julle kinders, met groot mag het die Here ons uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry. Ons moet geloof bou wat sigbaar is aan 'n kerk. Nie net kerk toe kom, nie net teologie ken nie. 'n Geloof bou wat sigbaar is vir 'n volgende generasie. 'n Lewe waar ons kinders kan sê, ek het die wolk gesien. Ek het die teenwoordigheid van die Here in my huis gesien. Ek het die voorsiening van God in my huis gesien. Ek het die wolk ervaar in die dag toe dit warm is. Ek het die vuur ervaar in die nag toe dit donker was. Hallo kerk, wanneer ek en jy kies om te beweeg, nie net om kerk toe te kom, nie net om teologie te verstaan en ideologie en idees rondom dit nie, maar om vas te maak dat wat die woord sê, woord en daad gaan die volgende generasie getuig dat hulle die wolk gesien het. Dat hulle sal kom en sê, maar by hallo kerk het ek die wolk gesien. Ek het die teenwoordigheid van die Here ervaar. In my ouer huis het ek die teenwoordigheid van die Here ervaar. Daar was beskerming toe dit nodig was, daar was lig toe dit nodig was, daar was tye van vertrou en tye van vas staan en tye van herposisionering vir 'n volgende wonderwerk, maar God is getrou. Hallo kerk, kan die volgende generasie van ons as 'n gemeente, van ons as 'n familie praat en sê, maar ek het die wolk gesien. Ons roeping is nie om kerk toe te kom of om 'n kerk te bou wat kinders kan bywoon nie. Dis om geloof te hê, te beweeg in dit sodat kinders dit kan onthou. 'n Ware nalatenskap is wanneer jou kinders nie net van die wolk hoor nie, maar onder die wolk loop. 'n Ware nalatenskap, hallo kerk, is wanneer die volgende generasie nie net hoor van die wolk nie, maar onder die wolk loop, onder die teenwoordigheid van die Here beweeg, omdat ons vir hulle spasie gemaak het in woord en in daad, omdat ons geloof in hulle harte vasgemaak het. Omdat ons vir hulle gesê het, ons is nie heeltemal seker waarheen ons gaan nie, maar ons weet die Here is hier en hy is getrou en ons gaan kies om te wandel met hierdie lig.
En wanneer ons vooruit gaan ons hom volg, maar wanneer hy agter ons is, gaan ons vertrou dat ons op die regte pad is en dat God se woord vas is oor ons lewens, want hoop wat ewigheid sien is nie net hoop vir hierdie generasie nie. Hoop wat ewigheid sien is nie net hoop vir my en jou nie. Dis ook hoop vir 'n volgende generasie. In Jeremia 29 vers 11 sê dit, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Die engel sê, expectation is what energizes us to pursue what is uncommon. God sê, ek wil vir jou 'n verwagting gee. Het jy 'n verwagting in jou hart, hallo kerk, vir die volgende seisoen? Het jy 'n verwagting in jou hart vir die Heilige Gees om in en deur jou te bewerk? Het jy 'n verwagting in jou hart vir God om iets te kom doen, sodat 'n volgende generasie kan getuig dat hulle onder die wolk van God beweeg het? Sien ons 'n verwagting in ons harte, hallo kerk? 'n Verwagting wat sê, God is getrou en God is hier. Nie 'n emosie wat vas is aan 'n seisoen nie. 'n Verwagting wat vas is in 'n God wat ewig staan. En in die oomblik toe die profeet hierdie skrif gee, Jeremia 29, en hy sê, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Toe praat hy met 'n volk in ballingskap. Hy praat met 'n volk in Babylon en eers 70 jaar later kom die belofte in plek. Eers 70 jaar later. En ek wonder partykeer hoe voel dit wanneer die profeet kom en sê, die Here sê, moenie bekommer wees nie, hy ken die planne vir julle. En 50 jaar later is soos, jy weet, daai ou wat hier kom, draai het by ons. 55 jaar later, 60 jaar later. Maar die woord van God staan vas. 70 jaar later is eers die manifestasie van dit wat God hier vasgemaak het. Hulle het nie 'n uitkoms gesien in daai oomblik nie, maar God is getrou. En dit beteken, hoop was nie 'n ontsnapping uit hulle realiteit nie, hoop was 'n anker in hulle realiteit. Hallo kerk, wil oor jou verklaar vanoggend dat die hoop in die woord van God nie 'n ontsnapping uit jou realiteit is nie, maar 'n anker in. Die hoop van God is 'n anker in ons realiteit, ongeag, nie 'n ontsnap uit nie. Dat sê the hope of glory. Ek en jy kan hoop. Want ons lewe is vas in die ewigheid. Dit wat ons doen is vas in die ewigheid. Dan gaan die skrywer in Hebreërs 6 vers 19 en sê, hierdie hoop besit ons as 'n veilige en 'n onbeweeglike lewensanker. Wat agter die voorhangsel vas is. Sien die dag toe die voorhangsel geskeur het, hallo kerk. Toe die voorhangsel geskeur het, omdat die seun aan 'n kruis gesterf het vir my en jou. Is daar spasie vir ons om te beweeg. Spasie om in autoriteit te beweeg, want die Gees van God het gekom in ons harte gevul. Die Gees van God het ons gedoop in een liggaam in Jesus Christus. Die woord sê die Gees van die Here het gekom en is 'n seël op ons harte kom rus. Om te kom getuig dat God 'n God van verbond is, dat daai voorhangsel geskeur het. En daarom is hoop nie 'n ontsnap uit nie, maar 'n anker in, want daai hoop is onbeweeglik en dis 'n lewensanker. En ek wil jou uitdaag vanoggend, kan hoop die lewensanker in jou lewe word, ongeag die situasie waardeur jy gaan. Ongeag hoe jy voel, ongeag wat jy ervaar in hierdie seisoen en tyd van jou lewe, kan jy vasmaak in jou hart dat die Here 'n lewensanker is, dat daar hoop is en dat dit onbeweeglik is. En dat ek en jy 'n God van verbond dien. Want hoop is nie 'n fantasie nie. Hoop is nie 'n ontvlugting nie. Hoop is nie 'n ontkenning nie, hallo kerk. Hoop is 'n vaste wete oor wie jou toekoms in sy hande hou. En ek wil vanoggend oor jou verklaar dat jou lewe is in die hande van die koning van alle konings. Jou lewe is in die hande van die een wat orde bring. Jou lewe is in die hande van die een wat eerste lief gehad het. Jou lewe is in die hande van die een wat gekies het om uit liefde eerste te spreek, sodat donker lig kon word. Sodat chaos kon orde word. Sodat die tyd kon vas word oor ons lewens. Sien die kolom in Exodus, die troon in Openbaring. In Exodus het hulle die wolk gesien. Hulle het die vuur gesien, maar hulle het nie die eindbestemming gesien nie.
In Eksodus sien hulle die wolk. Hulle sien die vuur, maar hulle sien nie die eindbestemming nie. En die vuurkolom word die ewige lig vir my en jou, hallo kerk, Openbaring 21 vers 23. Die stad het nie die son en die maan nodig om te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die lam is sy lamp. Sien in daai oomblik het hulle nie verstaan nie. Hulle het nie geweet waarheen nie. Hulle het nie geweet wat die eindbestemming gaan wees en hoe dit gaan lyk nie. Maar ek en jy deel in 'n ander voordeel. Een in 'n nuwe verbond, een in 'n beter verbond, een in 'n verbond van intimiteit. Een wat sê, die stad het nie die son en die maan nodig om ons te verlig nie, want die heerlikheid van God het gekom om ons te verlig, en die lam is sy lamp. Die God wat hulle gelei het, word die lig vir ewig. En in daai oomblik toe ek daai skrif lees, toe besef ek vir 30 jaar doen Jesus geen wonderwerke op die aarde nie. Vir 30 jaar. Die Seun van God, God self, is vir 30 jaar op hierdie aarde tussen mense, sonder 'n wonderwerk. Tussen die siekes, tussen die wat blind is, tussen die wat swaar kry, tussen die met kwale, tussen die wat sukkel in daai oomblik, is Jesus die Seun van God vir 30 jaar tussen hulle sonder 'n wonderwerk. En op die regte oomblik, voor hy homself openbaar as geneesheer, openbaar hy homself eers as Immanuel, God met ons. Maak nie saak hoeveel jy dink, niks is besig om te gebeur in jou lewe nie. God wil vanoggend hê jy moet weet, hy was eers Immanuel, God met ons. Dalk is daar stil seisoen in jou lewe. Dalk is jy in 'n tydperk wat jy sê, Here, ek het 'n wonderwerk nodig. Vanoggend kom die Here openbaar sy hart en sê, maar ek was eers Immanuel, God met jou. En hier is die grootste wonderwerk, hallo kerk. Die grootste wonderwerk is dat ek en jy die voorreg het om daagliks in die teenwoordigheid van die Here te leef, al is ons in 'n storm. Al is ons in 'n stil seisoen. Die grootste wonderwerk is dit. Die teenwoordigheid van die Here is vir my en jou hier en beskikbaar elke dag van ons lewens. Die wolk voor ons, die vuur agter ons, die troon voor ons. Maar die waarheid is, die eindbestemming is nie 'n plek nie, hallo kerk. Die eindbestemming is Immanuel, God se teenwoordigheid by my en jou, in hierdie situasie, in hierdie oomblik van ons lewens. En mag dit vir jou 'n anker wees in hierdie seisoen wat voorlê in jou lewe. Mag jy dit vasmaak en verstaan dat God 'n God is wat getrou is. Mag jy verstaan dat daar seisoene is wat jy gaan volg, want God is voor jou. Maar daar gaan ook seisoene wees waar die wolk agter jou in beweeg en jy gaan moet vertrou op dit wat reeds in jou hart vasgemaak het, op die woord wat God reeds gespreek het. Maar ten midde van dit alles en alles wat ons deurgaan, sê Openbaring, die stad het nie die son en die maan nodig om ons te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig. Die lam is sy lamp. Jesus Christus het reeds die prys vir my en jou betaal. En ons kan deel in sy teenwoordigheid ongeag. Ek gaan vra dat ons elke hoof buig, elke oog sluit. As jy vanoggend hier is en jy het nog nooit die geleentheid gehad om Jesus aan te neem as jou verlosser en jou saligmaker nie, wil ek jou vanoggend geleentheid gee. Romeine 10 sê, ek en jy is een opregte gebed weg. Almal se oë toe, elke hoof gebuig. As jy hier is en jy sê, ek wil vandag sê, ek kies Jesus. Ek wil my lewe aan hom wy. Dan wil ek jou vra om vinnig jou hand op te steek en net vir my te sak. Dankie, Heilige Gees.
Hulle kerk, ons gaan hardop saam met hulle bid. Hemelse Vader, ek weet dat ek 'n sondaar is. En ek vra vandag vir u vergifnis. Ek glo dat Jesus die Seun van God is. Dat hy my verlosser en saligmaker is. En ek kies vandag om die deur van my hart oop te maak en om u in te nooi. Ek kies om my lewe aan u te wy. Ek bid dit in geloof en ek bid dit in die naam bo elke naam. In Jesus naam. Amen. Kom ons gee vir hulle lekker aan dit klap. As jy jou hand opgesteek het, wil ek jou verwys na 'n skakel agter my. Ek kies Jesus vir 2 redes. 1, ons wil graag vir jou bid op jou naam. En 2, ons wil jou help met die volgende stap. Ons gaan afsluit deur saam as 'n familie nagmaal te gebruik.